Baie welkom. Ek het dit so gesit en geniet hoe die Preestolf nou sy sing. Volgende jaar gaan die Pre in ons gemeente ook kom sing. Hy's aan Bloemfontein en hy sing vanoggend van die lewensvreugde en ons is hier om die lewensvreugde om dit te vier, om dit te beleef. Dis lewensvreugdefees en ons wil graag vanoggend hierdie erediens hou as 'n vreugdefees waar ons gaan baie sing en voorlesings doen. En julle sien hier agter die hele leraarspan is hier, so ons doen dit as 'n groepie saam om hierdie vreugde vanoggend te beleef. Daar's 'n baie kort preekie. Ons het nie voorsang gedoen nie, omdat daar net nou baie sang is en alles. Maar ons wil sommer vir julle uitnooi en sê kom beleef sommer net iets van hierdie vreugde van die Here wat die Here in ons harte gee, die voorreg om te kan leef en saam te wees. Ons gaan net so 3 keer in die diens staan. In die begin met die loflied, dit sal op die bord staan en later gaan ons met 1 lied staan. En dan gaan ons aan die einde met 'n lied staan. Verder gaan ons sit en sing en na die voorlesings luister en neem dit in. Ons gebruik voorlesings van Liddy de Waal hier binne in Hermanus wat so pragtig skryf, van Marieta Martens, van ander ouens. Die volledige program is beskikbaar as jy later dit wil hê of van die poesie wil hê. Maar hoor vanoggend die boodskap in dit alles. En dit is die boodskap van vreugde in die Here. Ons wil sommer baie dankie sê vir almal wat betrokke was by die wynveiling. Dit was regtig 'n verskriklike mooi aand. Dit was so 'n gesellige aand en so mooi, alles so dainty, regtig baie pragtig gewees en saam met so baie vriende daar gesit en gesels en gekuier en so vir Christie en Piet en Dion en Margaret en almal wat betrokke is by die reëlings, sommer net uit ons hart uit dankie. En ons sê nie altyd dankie nie, maar 'n groot dankie vir 'n klomp mense wat hier tussen ons sit en ook veral mense buite die gemeente wat eintlik daai aand kom groot geld spandeer om wyne te koop sodat ons gemeente die geld kan kry. En uit ons hart uit baie dankie vir elkeen van julle. Vriende, dan sal ons 'n klompie hoogtepunte wat voorlê vir die jaar. Ons het binnekort oor 2 weke het ons kinderkerssangdiens, die 23ste. Op die 30ste het ons Kerssangdiens. Jy kan nie glo ons trek alweer daar nie, né? Dat ons Kersfees gaan begin vier en adventstyd en alles, maar dit is waar ons is. En wat 'n voorreg om ook dit te kan beleef nog 'n keer in ons lewe. Die gemiddelde mens beleef dit 63 keer in sy lewe. Sy's gelukkig sê die psalmdigter, gaan jy 70 of 80 Kerssangdienste hê? Ek het gister 'n tannie begrawe wat 91 Kerssangdienste gehad het. En wat 'n wonderlike voorreg om te kan gespaar wees, miskien vir nog 'n Kersfees. Ons steek vanoggend hierdie vlammetjie aan, hierdie liggie. En as ons dit aansteek vanoggend, dan is dit om te onthou dat die Here by ons is. Maar nie net dat die Here by ons is nie, dat die Here ook vanoggend by Tannie Ria is, nadat Tannie Joey oorlede is. Dis Tannie Ria niemand. En dat die Here vanoggend by haar is. Sy gaan ook môre vir 'n operasie en dat die Here by haar sal wees. Ek dink aan die mense wat ek gister vir Annette hulle, wie se ma ons gister begrawe het, en te onthou dat die Here by hulle is. En dan om te onthou dat die Here by elkeen van ons is en elke iemand wat vanoggend in 'n hospitaal sal lê, elke iemand wat alleen in sy huisie sit, die lekker wete dat God is by my. Ek lees vir julle 'n gebed uit Wes-Afrika. Kom ons sluit die oë terwyl ek vir julle hierdie gebed lees. 'n Gebed uit Wes-Afrika. Here God, ek het vanmôre vreugde aan die lewe. Ek dank U vir hierdie nuwe dag. Ek gooi my vreugde in die lug op soos voëls, want die nag het weggefladder en ek verheug my oor die lig. U son het die dou weggebrand van die gras en uit die donkerheid my hart verdryf. Daarom is die woorde wat vanoggend uit my mond kom net vreugde en dank. Here, ek is vanmôre vrolik. Die voëls en die engele sing en ek sing ook. Die heelal staan bakhand vir U genade en my hart ook. Die son skyn op my lyf en ek dank U daarvoor. Die branders breek op die strand, dank U daarvoor. Here, ek verlustig my in U skepping, want U is daarin en daarbo en daarachter en ook in my. Ek is gelukkig, Here. Ek is bly, vol blydskap. Here, ek gooi my vreugde soos die voëls in die lug op. 'n Nuwe dag gaan singend oop, chirp en kwetter van U liefde. U genade skitter in elke uur. Halleluja, Here. Amen.
Ag tog, kyk tog net asseblief, hoe oorgenoeg, hoe armsvol het ek wat my hart en my lewe volmaak. En ek weet tot nou so presies, geluk is nie om alles te kry wat jy wil hê nie. Dis om alles wat jy reeds het, vreugdevol in jou arms en in jou hart toe te vou. En dit met oorgawe te geniet en te waardeer. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. My ryk Vader, met 'n wyd oop hand het U die lewe self vir my uitgestrooi. Die lug wat ek inasem, die water wat ek drink.
die geur van narkies, die ekstase van wyn, die oes op die mielie en koringland, die volmaakte werking van my brein, die ritme van my hartklop, die liefde van mense, die vrede in my siel, die ewigheid by U. My ryk Vader, wat het ek, wat ek nie van U ontvang het nie? Ek wil asseblief vra dat al ons rooi trein maatjies na vore kom vir die besoekers. Dit is enige ouderdom van, as jy baie braaf is, 2 tot en met graad 6. Ons tienerjeug begin dan van graad 7 af tot en met graad 12, so al die klein maatjies. Leo. Sinkie, wil jy papa toe kom? Wil jy my toe kom? Ok, môre maatjies. Môre. Is julle nog moeg? Ah? Jou, het jy nie geslaap nie? Lekker geslaap? Nee, het jy nie lekker geslaap nie? My tog. Julle, ek wil sommer vir julle vra, hoekom het liewe Jesus aarde toe gekom? Wat dink jy, of wat kan jy onthou van liewe Jesus? Why did Jesus come to earth? Ja, Sion sê vir ons. Want hulle is lief vir die hele wêreld. Want liewe Jesus is lief vir die hele wêreld. Baie goeie antwoord. Want hy wou goed reg gedoen het. Ok, want hy wou goed reg gedoen het. Wat dink julle nog? Wat is 'n groot rede waarom liewe Jesus aarde toe gekom het? Ja. Om vir ons sondes te sterf. Om vir ons sondes te sterf, en ons vier dit met Paasfees, nê? Is daar enige ander redes? Miskien ietsie wat liewe Jesus gesê het, waarom hy gekom het? Dis alles wat julle gesê het, regte antwoorde, maar daar's nog ietsie waarop ek graag vanoggend wil fokus. Enigiets wat julle kan onthou? Ja, Joe? Om ons te help. Om ons te help. Ok. Ek gaan vir julle nog ietsie sê. Dis 'n vers wat julle kan probeer onthou. Daardie vers is Johannes 10 vers 10. Wel, die tweede gedeelte daarvan. Kan jy dit sê? Johannes 10 vers 10. Mooi. En daar sê liewe Jesus vir ons, ek het gekom, dis nou liewe Jesus, sodat julle die lewe kan hê en die lewe in oorvloed. In English, I came so that you can have life and have life in abundance. Gaan ons dit gou saam sê? Die eerste gedeelte daarvan, ok. Ek gaan sê 1, 2, 3 Johannes 10 vers 10.
ek het die lewe ek het gekom, en dan sê hulle dit agter my aan, dan sê ek, sodat jy die lewe kan hê, dan sê hulle dit agter my aan, en die lewe in oorvloed. Is julle reg? Ok, agter my aan. Is jy nie reg nie? Ok, 1, 2, 3 agter my aan. Johannes 10 vers 10. Ek het gekom, sodat julle lewe kan hê, en die lewe in oorvloed. Wat dit beteken is dat liewe Jesus gekom het, sodat ons die meeste uit die lewe kan kry. Vreugde. Dat ons emmertjies kan oorloop van blydskap, want liewe Jesus is by ons. En hy draai nooit sy rug op ons nie. Hy laat ons nooit gaan nie, of stap nie weg van ons af nie. En dit gee vir ons genoeg rede om alles in die lewe te kan aanpak en te kan weet dat ons 'n vol en vreugdevolle lewe kan hê. Want Jesus is by ons. Nou daar's 'n liedjie wat ek saam met julle gaan sing. En daardie liedjie se naam is Dis so lekker om die Here te dien. Seentjie, gaan jy na Tannie toe gaan? Ok, so kom ons staan gou-gou. Gemeente, ek gaan vir julle ook vra om te staan. Julle hoef nie die moves te doen nie, maar kom ons sing die liedjies saam met die kinders. Kom ons staan. Baie mooi, julle kom ons, gemeente, julle kan maar sit, kom ons bid, julle kan maar sit, kom ons maak ons oogies toe. Liewe Jesus, dit is so lekker om vir u te dien, en te weet dat u by ons is, want dit gee vir ons vrede in ons hartjies, dit laat ons veilig voel, en dit gee vir ons moed, om die lewe aan te pak, en ons volle potensiaal te kan nastreef. Help asseblief vir elke maatjie wat hier sit, om ietsie daarvan te besef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie maatjies, julle kan nie julle klassies toe gaan. Ons sal vir die Here dankie sê met ons dankoffers dat hy vir ons sorg. Kyk daai mooi prentjie en die groente en al die dinge, lyk sommer net so sorg en die Here sorg vir ons. Kom ons sê vir hom dankie en ons kyk na 'n videoetjie van foto's uit die gemeente en Janie de Tooy wat so mooi sing. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skiewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is.
Dis dankbaar eet van elke skiewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee nie net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skiewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skiewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skiewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skiewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skiewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skiewe snytjie brood wat liefde is. Vriende, Christa se familie kuier vanoggend hier by ons. Welkom vir julle. Hulle sit daar agter. Dimitri, hy het gevra vir so 1 minuutjie om gou dankie te sê. Kom gerus na vorentoe. Christa se seun wil net namens hulle familie kom dankie sê vir die gemeente. Goeiemôre een en elk. Ek wil vanmôre van die geleentheid gebruik maak om een en elk vanmôre dankie te sê in die mooi naam van ons koning Jesus. Ek is vanmôre hier om een en elke gemeentelede baie dankie te sê vir dit wat julle vir my ma gedoen het. Nie net vir die geeltjie nie, maar ook vir die liefde en die omgee. Baie dankie ons as familie, waardeer dit baie. En ons is baie lief vir julle. Baie dankie. Dis 'n vreugde om God se kind te wees. 2000 jaar gelede het God mens geword. Hy het hier op ons aarde kom woon. Terwyl skaapwagters oor hulle skape wag gehou het, het 'n engel van die Here aan hulle verskyn. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Het jy dit gehoor wat die engel gesê het? 'n Goeie tyding van groot blydskap. Blydskap en vrede. Blydskap en vreugde vir die hele wêreld.
Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel herskep deur woord en gees, verlorenes op aarde, dat hy sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke 'n volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood en beker, hy gee die heilige doop, om hulle te verseker, ek het jou duur gekoop. Op 14 Oktober 2001 is 'n nuwe gemeente gebore hier in ons skilderagtige dorpie Onrus, Vermont. God het sy kerk hier tussen ons kom bou. God se verhaal van NG Onrus begin al baie lank van tevore. Vir baie jare is dienste eenmaal per maand in die wetsaal gehou. Later elke Sondag onder leiding van myself. Soos wat die dienste en die bediening gegroei het die behoefte ontstaan vir meer en groter bediening. Ook toe was Christa reeds deel van Onrus gemeente. En is dit vir ons so groot voorreg ook dat haar familie vanoggend spesiaal gekom het om dankie te sê. Dit is 'n stukkie getuienis van ons onderlinge verhoudinge, waarvoor ons vir die Here alleen dankie kan sê. Na 'n gefokusde gebedsproses wat oor 'n tyd geloop het, omdat ons die wil van God in hierdie saak van 'n nuwe gemeente gesoek het en niks buite sy wil wou doen nie, het die Here ons gelei en het hy beskik dat op 14 Oktober 2001 hier 'n selfstandige gemeente gekom het. Van die eerste oomblik af was hier 'n ongekende entoesiasme, 'n energie, 'n bruising, 'n positiewe gesindheid van deelname en deel wil wees. Deur die loop van jare was daar verskeie geloofsreëse in hierdie gemeente. Onrus Rivier het 'n verskil gemaak deur die Here se genade in baie mense se lewens. Ook in die breër gemeenskap en ver buite die grense van die Oeverberg. Vir meer as 20 jare het hierdie gemeente vreugde gestrooi deur eredienste en deur verskeie inisiatiewe van lidmate. Deur verskillende bedieninge op barmhartigheidsvlak, uitreikvlak en op verskillende maniere, ook jeugwerk en so meer. Dit is en bly steeds 'n wonderlike voorreg en vreugde om deel van hierdie gemeente van die Here te wees.
ons as leraars wil vandag vir die Here al die eer gee vir ons gemeente. Hierdie gemeente behoort aan Jesus Christus. All glory be to Christ. Sing dit saam met ons nooi vir om te staan, ons sing dit saam met die CD en kom ons sing hierdie ongelooflike lied saam. Jy mag maar 'n bietjie stadiger loop, na jou lyf luister, en net streef na dit wat jou siel nodig het. Jy hoef nie heeltyd met alle mag te gryp na hoër en beter nie. Jy mag jouself maar oopmaak om die mooi oomblik raak te sien en deel te raak daarvan. Jy mag maar stil word, sodat jy jou binnestem kan hoor wat vir jou sê, "Sst nou,
Sst nou. Word stil, my siel. Door
O Here, terwyl ons so saam sing en na die voorlesings luister oor vreugde in U, wil ons sommer net vanoggend vir U dankie sê dat ons aan U kan behoort, dat hierdie gemeente U gemeente is, dat hierdie gemeente begin het, dat U vir hierdie gemeente sorg en dat solank as wat hierdie gemeente U dien, U vir die gemeente sal aanhou sorg. Here, ons vra dat U met ons sal praat deur U woord, in Jesus se naam. Amen. Vriende, vanoggend net 'n kort stukkie uit die eerste Psalm in die Bybel, Psalm 1, net 'n paar versietjies daar en ek gaan net 'n paar gedagtetjies sê. Ek dink hierdie Psalm ken ons almal ook goed, né? Ons lees dit van kleintyd af, ons ken die Psalms, dis deel van ons gunsteling boeke. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd sy vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Ons lees net hierdie stukkie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Gelukkig is die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Vriende, daar is verskillende woorde vir vreugde. As ons praat van blydskap, ons praat in Afrikaans van verheug, daar's klomp verskillende woorde wat jy kan gebruik. Ek sien in die Engelse Bybel gebruik hulle die woord joy. By ander plekke in Psalm 1 word daar die woord gebruik to find your delight, to have delight in the word, om vreugde in die Bybel te vind. Die ou vertaling het gesê om behaag te hê in die Bybel, maar dis bietjie van 'n moeiliker woord. Ek sien die 2020 vertaling sê ook vreugde in die Bybel. Nou, alle mense ervaar van tyd tot tyd vreugde. Vreugde is nie 'n Christelike ding nie. Vreugde behoort nie aan die kerk nie. Vreugde behoort nie aan die Christendom nie. Dis nie net die Here se kinders wat vreugde het nie. Alle mense het een of ander vorm van vreugde. Wat is dan die verskil tussen die vreugde wat ons het en die vreugde wat ander mense het? Wat 'n verskil maak dit as aan die Here behoort? As ander mense ook vreugde het, wat 'n verskil maak dit dat ek aan die Here behoort? Want ander mense het ook vreugde. Nou die groot verskil is ons vreugde is anders as ander mense se vreugde. Want in die heel eerste plek lê ons grootste vreugde lê in die Here self. Daar's so 'n mooi vers, Psalm 37 vers 4 wat sê: "Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer." Ons diepste vreugde lê in die feit dat daar 'n God is wat lief is vir my, wat sorg vir my, wat weet van my, wat my ken, wat my naam ken, wat my storie ken en wat omgee vir my. Dis my diepste vreugde is dat daar so 'n God is en dat ek sy kind kan wees. 'n Tweede vreugde is wat ons vreugde anders maak, is ons nie net vreugde in God nie, ons het ook vreugde in sy woord. En dit word verskriklik baie aan die Bybel gesê. Om waar te sê die langste Psalm in die Bybel, Psalm 119, gaan eintlik daaroor om te sê, Here, ons vreugde lê in U woord. Ons wil sing oor U woord, ons wil dit onthou, ons wil dit opsê, ons wil dit leer. Psalm 1 vers 2 sê: "Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink." Vriend, daar's vreugde daarin om met die Here se woord besig te wees. Ons vind 'n stuk vreugde in die Bybel wat ander mense wat nie Bybel lees nie kan vind nie. En ons vind 'n stuk vreugde in die Bybel wat mense wat tussen ons is en nie Bybel lees nie kan vind nie. Daar's 'n stuk vreugde om met die Here se woord besig te wees en om te dink dat die lewende God gesels deur hierdie woorde op een of ander manier met my. 'n Derde ding wat ons vreugde anders maak, ons vind nie net vreugde in die woord nie, ons vind ook vreugde in die Here se voorskrifte. Ons leef in 'n tyd wat mense eintlik nie meer die Here se voorskrifte wil hoor nie. Ons wil hoor dat ons elkeen kan maar eintlik doen wat ons wil. Eintlik geld dit nou nie vir ons nie. Dit was nou vir mense lank terug al die voorskrifte. Maar oor en oor in die Bybel lees ons dat daar staan dat ons vreugde in hierdie wette van die Here moet vind. Daai tyd toe die geskryf is, het hierdie ouens nog nie eens die Nuwe Testament gehad nie. Hulle het net daai Ou Testament wette wat baie keer vir ons so amper onmoontlik lyk. En dan sê hulle, ek vind my vreugde in die Here se voorskrif en sy wet. Psalm 119 vers 24: U verordeninge is my vreugde, is my raadgewers. Psalm 119 vers 35: Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek my vreugde.
Vriende, buite die wette van die Here, buite die voorskrifte van die Here, buite die gebooie van die Here, is daar nie vreugde te vind nie. Daar's 'n ander soort vreugde wat op hartseer uitloop. En dan 'n laaste ene, ons vreugde verskil van die res van die wêreld se vreugde daarin dat ons vind vreugde daarin dat ons op die regte pad loop. Partykeer lyk mense wat die Here nie ken nie se pad lekkerder. Is dit nie so nie? Die breë pad lyk ons lekker. Ek het al baie keer gedink, "Sjoe, mens moet dan 'n klompie dinge opoffer as jy aan die Here behoort." Want daar's van die dinge wat ander ouens doen wat die Here nie ken nie wat dan lekker lyk. Moet erken, hè? Kyk, sonde lyk mos lekker, anders sal niemand dit doen nie. En op die einde van die dag is as ek die Here volg, dan beteken dit ek kies om op die Here se pad te bly, al sou die ander pad partykeer lekkerder lyk. En daarin lê my vreugde dat ek op hierdie paadjie bly wat die Here vir my gekies het. En aan die einde van my lewe as ek hierdie pad loop, gaan ek terugkyk en dan gaan ek sê ek het blywende vreugde want hierdie pad het vir my vreugde gebring. Ek sluit af Spreuke 13 vers 9 sê die lewe van die regverdige is vol vreugde. Die lewenslig van die goddeloses word uitgedoof. Daar's vreugde in 'n lewe saam met die Here. Partykeer lag die wêreld vir ons. Maar soos die tyd loop, kom ons agter dat hierdie vreugde wat die Here gegee het, is meer werd as die vreugde wat die wêreld gee. Ek het Woensdag by ons personeelvergadering, toe ons 'n bietjie praat oor vreugde, het ek vir hulle gesê dat in daai boek van Bybelse illustrasies wat nog deur Domisoli Ostrovich geskryf is, vertel hy daar 'n verhaal. En dit is net 'n mitiese verhaal, moet asseblief nou nie gaan en sê dit staan iewers in die Apokriewe of in die Bybel of iets, maar hy vertel 'n verhaaltjie. En hy sê daar's 'n baie ou verhaaltjie wat vertel dat Satan op 'n dag, jare nadat hy uit die hemel uit geskop is, dat hy een van die engele in die hemel raakloop. En dat die engel van hom vra, Satan, hoe gaan dit nou met jou? En dat hy sê, nee, dit gaan heel goed met my. Die besigheid is goed. En dat die engel van hom vra, wat mis jy van die hemel? En hy sê, ek mis die vreugde. Ek mis die vreugde van die hemel. Ek mis die vreugde van gister, van vandag en van môre. Want waar hy is daar nie vreugde nie. Vriende, die pad saam met die Here is 'n pad van vreugde. Mag ons vreugde in die Here vind. Heilige God, ons is vanoggend hier by mekaar as 'n gemeente wat vreugde ervaar, wat wil dankie sê, wat wil sing, wat ons lewensvreugde wil vier. Ons besef, Here, dat U vir ons so goed is, dat ons in U teenwoordigheid mag wees, dat ons onsself U kinders mag noem, dat ons tot U mag bid en sing en offer en dien en braai en kuier en die lewe as 'n geskenk ontvang. Ons bring dit vandag na U toe as 'n dankoffer. En sê, Here, ons waardeer dit, ons vier dit en ons deel dit. En ons bid dat alles wat vanuit ons lewe voortspruit, hier vandag en daar buite, mense sal inspireer om U ook te loof. Dat elke gesprek, elke saketransaksie, elke klas in die skool, elke stop by 'n verkeerslig, sal getuig van vrede, maar ook van vreugde. En ons gaan nou hier uit om dit ook daar buite te vier verder, met mekaar te deel, nog steeds in die buitelug om 'n vuurtjie, om te sê, ons vier die lewe, want U het dit aan ons geskenk. Ons loof U heilige naam. Amen. Ons gaan die toekoms in met vreugde. Om jou kop te bly draai sonkant toe, soos 'n sonneblom. Al is jou voete plek in die modder. Al het die lewe vir jou 'n rotdeel gegee. Al klop jou somme nie. En 2 + 2 is nie meer 4 nie. Maar jy, die goudgeel blom met die hart van son. Jy kyk nie terug nie, jy kyk op. Nou waar jy weet, die son sal beslis weer uitkom. Dis hoe jy bedraad is om die son te soek, om na die lig te reik. En as die son missing in action is,
dan kyk jy nog steeds na daar waar jy weet, hy behoort te wees. En jy weet, soos jy van die seker koms van die dag van môre weet die son sal weer skyn, helder en warm en goudgeel. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Die Christense vreugde lyk soos volg. Daar is vreugde wanneer ons na die verlede kyk. Daar is vreugde in die hede, wanneer ons na die teenswoordige kyk. Daar is ook vreugde in die toekoms, as ons daarna kyk. Daar is die vreugde van herinneringe, die vreugde van liefde, die vreugde van hoop. Daar is die vreugde van die geruste gewete, van die dankbare hart, van die denkende brein, die vertrouende siel, die aanbiddende gees, van die gehoorsame lewe en van gloeiende hoop. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is.
Ons vier vandag lewensvreugdefees. Ons vier die lewe. Terwyl ons dit vier, sien ons uit na die groot fees aan die einde van die tyd. Die bruidegom, die bruid, die feesmaal. Nuwe, volledige, ongekende lewensvreugde. Gemeente van die Here Jesus Christus, elkeen hier teenwoordig, ook elkeen wat by die diens sal inskakel na die tyd. Ek wil graag hierdie seën uit Numeri 6 oor u uitspreek, oor ons almal, en ook oor jou, Leanne en Dimitri, vir julle pad vorentoe. Die Here sal Onrus gemeente seën en ons beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn. Die Here sal ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee. En die Here sal ons seën om in sy vreugde te lewe. Kom ons seën mekaar met die seënlied. Ons sit 'n hand op die skouer, vat mekaar se hande net soos wat jy vrymoedigheid het
En ons seën mekaar met hierdie gebed. Die Here seën u.